Ja, dit is die heel eerste keer wat julle in Elim gemeente is, nee. So. Raar, wel, dit is die eerste keer van dat ek hier is. Ja. Maar die derde keer, dis in die besoekers is jy voor. Ons gaan kyk of die ander jou kan inhaal. Goed, en ja, sê vir julle baie welkom. Ons gaan hierdie ding elke einde van die maand doen. Die laaste Sondag in die maand. Wat ons so by verskillende gemeentes gaan by mekaar kom en dan gaan ons die jeugdiens. So volgende keer, almal wat jy hier sien, gaan ons saamvat. So ons is van klein jeug, kleinste jeug, tot grootste jeug. Ek sê uitstoot, die staan nie verdryf. So, en dis hoe ons dan so gaan rondbeweeg vir ons jong mense, julle weet al, ons gaan so 'n bietjie rondbeweeg, en Frits gaan net vir ons so 'n bietjie die ander inligting deurgee van wat alles by die skole gebeur, en jy sal sommer die volgende dienste inligting oorgee van al. Goed, so, ons sê vir julle baie welkom, ek gaan nou ook met gebed maak, ek gee ook maar aan Frits. Kan ek skoon? Dan gaan jy kom ons maak dit eers ons skoon. Wonderlike God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanaand hier kan wees, op so 'n geleentheid, waar 'n paar kerke begin hande vat, 'n paar denominasies begin hande vat, 'n paar jong mensgroep kom hande vat, om U naam te kom loof en te kom prys en te kom eer. En Here, dan kan ons werklik waar vanaand voor U staan en ons kan sê, ons kom loof U. Here, dit gaan oor niks anders. Dit gaan nie oor die kerk waar ek is nie, dit gaan nie oor enige iets anders vanaand. As net U. Daarom wil ons kom bid, dat U vanaand met ons sal wees. Ons weet U sal klaar iemand U in die woord sê vir ons, want 2 of 3 my naam is daar gesê. Dan wil ons vir U kom vra, kom maak ons. Here, die sang en woordbediening, sommer net die saam wees hier as jong mense. Dat ons sal besef, daar is iets groters om te doen. Here, dan kom sê ons net weer eens dankie dat ons hierdie geleentheid kan hê om nog in ons land so vrylik by mekaar te kan kom om U woord te bedien. Here, in ander lande is dit eers moontlik om as 'n groepie by mekaar te kom in die openbaar, om net eers saam te bid of Bybel te lees. Dan kom ons en ons kom sê dankie vir hierdie voorreg vanaand, vir hierdie groepie wat hier by mekaar is. Om net vrylik te kan luister wat U vir ons wil sê. Here, en dan wil ons ook vir U dat U met al ons maats nou sal wees wat miskien al nog nie by 'n kerk ingeskakel het, wat miskien al vanaand nie by 'n diens ingeskakel is. Dat U hulle harte ook sal aanraak oral daar waar ons besig is om te werk, selfs vir hierdie maats wat vanaand hier sit, om uit te gaan en vir hulle te gaan vertel, sodat hulle ook kan deel van hierdie boodskap. Ons loof en ons prys en ons eer en ons vra al hierdie in Jesus naam. Amen. Okay, ons gaan begin, maar bekende lied, nie Bethel of so wat julle gewoond is daar, maar ons gaan rarig maak het 'n gebedlik. Ek vind julle wil rarig die Here sien, Bronkhorstspruit verander. Maar wie van julle wil rarig sien die Here in julle eie lewens beweeg en 'n verskil maak, sodat ons weer kan gaan 'n verskil maak. Kom ons staan sommer daar en gaan ons 'n bietjie lekker sing. Open the eyes of my Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you. Open
laas die 26ste Maart het ons die volgende jeugdiens by Lighthouse, is dit reg, Johan? Ligkruis, en is ook weer 6 uur sover ek weet, nou, so dis die volgende jeugdiens wat ons gaan hê, dan. So, nog 'n geleentheid, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, the banner that flies across this land, that all we might see the truth and know He is the way to heaven. He is the way to heaven. He is the way to heaven. Here, baie dankie dat ons kan weet U is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand anders kom na God die Vader toe behalwe deur U nie. En Here, dankie dat ons kan sing en vanaand hier kan wees, omdat ons Jesus wil sien, Bronkhorstspruit verander, veral Bronkhorstspruit se jong mense. En Vader, is my gebed dat hierdie die begin sal wees van dit wat U wil doen in Bronkhorstspruit. En dit gaan alles net oor U en ons wil U loof en prys daarvoor. En Here, as Monty nou woord gaan deel, is dit my gebed, Here, dat U kom praat en dat U Uself openbaar en dat ons sal hoor en dat U met ons sal praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle moet nie dink ons het net nou klaar gesing, ons gaan nog sien. So, ek moet sê, ons sing nogal lekker fris, lekker ons begin, al die stou hoor. Ons sing lekker door in die aand is in die morgen. Die my het hier vir my hierdie tweetjies. Probeer. Daar is hy. Okay. Dis beter. En dan sal ek iets gaan sien. Goed, omdat dit 'n jeugdiens is, gaan dit so 'n bietjie anders ter werk as 'n gewone diens, want ek hou daarvan om goed visuals. So jy sien, die boodskap was, wat sien jy? Daai pamfletjies wat uitgegaan het. Wat sien jy en as jy wil weet, moes jy vanaand hier gewees het om uit te vind. Nou hopelik aan die einde van die aand gaan ons daai raaisel oplos en jy gaan dit vir jouself kan beantwoord. Maar die gedeelte, net so terwyl ons so
gaan gedoen. Wonderlike God en Hemelse Vader, Here, hier waar ek nou die woord gaan oor. Here, wil ek vir u vra dat u mond nie minder maak en u is anders. Here, ek stel nou my liggaam, my mond, my oor en my verstand. Alles tot eer van u en tot beskikking van u, sodat u dit nou kan gaan. Here, u weet, die boodskap het u al vir ons gegee, een oggend in 'n opening saam met die diensjaarspannetjie. En ons het opgewonde geraak oor hierdie boodskap. Here, maar u weet presies vir wie is dit bedoel en wie moet dit hoor en vir wie moet dit iets beteken. En daarom kom vra ons dat u ons harte, ons oor, ons verstand, alles sal oop. Dat ons nou sal hoor dat u vir ons sê. Ons loof ons prys ons. Die gedeelte wat ek wil gebruik, ek wil dit nou eers lees en ons is nou so lekker klein groepie, so kan dit nou lekker prakties maak. Ek gaan dit sommer so lees en dan sommer uitbeeld terwyl ek dit lees. En dit is in Johannes 8 waar die opskrifie is die owerspelige vrou. Nou gaan julle vir julleself vra, nou wat het dit met oor iets te doen? Ek sal net nou by uitkom. Daar staan, maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en ek vermoed hy het gaan bid. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan. En al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Goed, so ons het mense nodig. Ek het 3 groepe mense saamgekom en julle sê dit. Ons het mense. Ek kan net die buite. Kyk, verteenwoordig mense. Wat het toe gebeur? En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was, na hom gebring. Nou het ons nog 2. Sorry, mens. Fariseërs en skrifgeleerdes. Kyk, en die vrou, en daai die eerste. Hulle wil nou met klippe doen. Kom sy na by die klippe doen. Goed. En hulle sê, en toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar u, wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het hom neergebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Hier is 'n belangrike ding. Die fariseërs kom hier in met die vrou en ek dink nie, as ek my nou self dink, ek wil heel totaal hierdie prentjie binne in ons gedagtes skep. Is Jesus is besig om die mense te leer hier in die tempel? So dit sal nie sê dit is so opset, maar dit was min of meer so opset net sonder banke. Ek weet nie hoe die tempel daai tyd gelyk het, was maar meer oop ruimtes gewees. En hy is besig om hulle te leer. En die fariseërs kom in en ek dink hulle het seker hierdie vrou in arms geruk en 'n vrou in die Bybelse tyd het nie verskriklik baie waarde onder mans gehad en spesifiek in 'n manlike vergadering. So hulle moes haar, ek wil amper sê, ek moes daai opgevat het en so neergegooi. Ek dink, maar as mens verder lees iets hier nog bly staan, so ek dink nie hulle het so ver gegaan nie, maar ek dink dis so na hanteer. En ek dink dis so sy gevoel het. En toe die fariseërs vir Jesus vra, maar wat sê u? Wat gebeur? As hy stak af en hy skryf met sy vinger. Goed, hoekom? So net so 'n bietjie verder lees en ons gaan nou daaroor gesels. En dit het hulle gesê om hom te versoek, ek het daai gedeeltjie. Maar toe hulle ander om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, na die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskryf.
En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan. Van die oudste af, tot en met die naaste. En Jesus het alleen agtergebly. En die vrou, wat daar tussen hulle gestaan. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien, behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En hy antwoord, en sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer. As ons by die eerste gedeelte kom, waar hierdie daad plaasgevind het en die Fariseërs sê vir Jesus, maar wat sê u? Want Moses sê, ons kan haar nou stenig. Dis wat die wet van Moses sê. Gaan hy, en hy sak op sy knie af, en hy verwyder hom of amper uit die opset. En ek dink daar, wou hy vir die Fariseërs sê, weet jy wat, ek het 'n hart vir julle, dink net so bietjie. Dink net so bietjie. Want wat is julle besig om te doen? Maar dit lyk nie vir my as ek die gedeelte lees, of hulle werklik aan hierdie vraag van hulle gedink het. Want hulle het aangehou, daar staan, en toe hulle aanhou, toe Jesus weer opgestaan, en hy het vir hulle gesê, maar as jy nie sonde het, gooi die eerste keer. En wat gebeur toe? Hoe verdwyn hulle een vir een. En Jesus kom, en hy staan weer op, en toe hy opstaan, toe staan niemand behalwe hy en die vrou. Wat so amazing is Jesus was die enigste een in daai vertrek, wat as hy wou, 'n klip kon optel, en die vrou steen, want hy was die enigste een sonder sonde. Maar wat doen hy? Kom in liefde, en hy sê vir haar, maar weet jy wat, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen, en doen nie weer wat jy gedoen het. Gaan heen en sondig nie weer. Nou gaan julle vir my vra, maar Smonkie, wat het dit nou met my te doen in vandag se tyd? Wat ek sien is 4 groepe mense. Dis Jesus. Dit is die mense wat saamgekom het om geleer te word, so dis die omstanders. Dan het ons die Fariseërs en die skrifgeleerdes, en dan het ons die vrou wat sonde gedoen. Dis die 4 mense wat ek sien. Nou, as ek gaan in 'n jong mens se skoene inklim vandag, dan vra ek myself, maar kan ons hierdie opset vandag op die skoolgronde doen? Ek dink so. Ek dink regtig so. En ek gaan dit nou vir julle verduidelik, want almal van ons wat vanaand hier sit, en ek sluit die groot mense in, is in een van hierdie situasies. As jy kan miskien al by die skool iemand wees wat ander maats of wat gespot word deur ander maats. Wat is dit anders as om in hierdie posisie te wees? Jy kon iets verkeerd gedoen het en hulle hou jou nog steeds verantwoordelik daarvoor. Jy het hom al reg gemaak, maar hulle hou jou nog steeds verantwoordelik daarvoor. So, as hulle jou sien, dan gooi hulle maar net nog 'n klip, of nog 'n woord, of nog iets na jou kant. As julle gaan vir my moet indink, hoe dink julle hoe daai vrou gevoel toe hulle daar toe sy deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes daar ingetrek is? Wie vir ons aan antwoord? Verneder? Dit kan definitief wees, ek dink so. Ek dink so. Nog iets. Skaam. So kan ons 'n klomp goed gaan opnoem wat in daai situasie gebeur. Iemand wat geboelie word, waar sal julle hom insit? Sit nie hier nie. En dan kyk ons na die hele opset, dan het ons nog steeds omstanders wat kyk na die hele situasie. As maats wat daar staan en lag en te kere gaan.
kan ons nie die boelie in hierdie situasie sit nie. En so kan ons 'n klomp situasies gaan vat en ons kan dit almal hier indeel in hierdie rolle speel. Sit ek so en dink by myself, maar waarmee het jong mense die meeste te doen? Ouers, familie, onderwysers, maats. Dis reg. Dis omtrent die 4 kringe. Ons domies. Ek kan dit nie vergeet nie, of die kerk. Goed. En in elke rol kan ons verskillende rolspelers in verskillende plekke sit. Nou, ek wil vandag vir die jong mense sê, baie keer, dan is ons kwaad vir ons ouers, en ons is in opstand met ons ouers. Is dit nie miskien al omdat ons nie die regte prentjies sien? Hulle vertolk miskien al een van hierdie rolle, as gevolg van hulle agtergrond, as gevolg van wat met hulle gebeur het as kind, vertolk hulle een van hierdie rolle. En jy sien dit nie uit daai agtergrond. So, jy kan voel dat pa en ma jou miskien al boelie, as ek dit so kan stel. Ma en pa weet ons niks. Hulle wil nie ek moet laat uitgaan nie. Ek reg, ek sien hierdie jong man is maar lekker. Nee, dan voel dit asof ma en pa jou boelie, want hoekom mag ek nie nooit niks doen nie? Of jy word geboelie, maar ma en pa is net 'n omstand. Hulle kyk maar net toe en dit voel vir jou asof hulle niks doen nie. Nou, so ek kyk nou op ouers, dis ook nie die doel. Ons kan maats inpas. Ons kan familie inpas. Ons kan onsself in een van hierdie rolle inpas. Want weet jy wat? Miskien is ek self die boel. Of weet jy wat? Miskien steek ek soveel hartseer en seer binne in my hart weg, want ek word gedoen. Maar wat ook al die geval mag wees. Of ek is nou net die onskuldige omstand. Ek doen niks. Ek kyk net wat gebeur. Ek help niemand nie. Ek doen niks. Weet julle wat, as ek hierdie gedeelte lees, dan het tot die omstanders uit hierdie situasie verloor. So die mensies wat net daar gestaan en kyk het ook weggeraak op die eind van die dag. Wat het Jesus gesê? Waar is jou beskuldigers? Hy het eintlik van hierdie ouetjies gepraat en dan staan daar, maar is deur hulle gewete aangekla. Dink ek het daai vers gemis, net toe ek hom gesoek, my plek gesoek het hulle gesê om hom te versoek. Heer geneig. Maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. En hy het weer neergebuig. En toe hulle dit hoor, het hulle weer hulle gewete bestraf en vir een weggegaan. As ek vanaand vir julle vra, met wat se bril kyk jy? Wat sien jy? Ons het hier het boek opgesit en die mense toe ons om vanoggend na die diens opsit, het hulle vir my gevra, maar gaan ons oortoets? Nou as ek vir jou vra, wat sien jy? Gaan almal se oor redelik goed wees, want hulle gaan almal kan lees. Ek kan van daar agter die saal, as ek my bril op het, dan om die onderste lentjie lees. As ek hom afhaal, dan sien ek niks. Hier, wat se bril kyk jy van? Dis die vraag. Want wat gebeur is, as ons hier staan, het ons 'n sekere bril, waardeur ons kyk. Ons is omstanders, en dan dink ons partykeer by onsself, maar ek wil nie by hierdie situasie betrokke raak. Al sê my hart, ek moet daai maat help. Ek wil nie by hierdie situasie betrokke raak nie, want daai boelie is miskien al groter as ek. En hoe kan ek my daai erken? Goed. So ons het 'n sekere bril op. Of, as ek die boelie is, jy nou vir jouself afgevra, hoekom is daar deesdae so baie boelies in skole? Ek hoor hulle
die maklikste manier om 'n boelie uit die skool uit te kry is skoorsom, dan sit 'n ander skool se probleem. Ek wil vandag, dis nie maklik. Ek wil vandag vir julle sê, weet julle wat? Die boelies is besig om hulle hande op te steek en kliphard uit te skree. Ek het hulp nodig. En wat doen ons? Ons staan en kyk hoe hy 'n ander persoon se lewe verwoes miskien al, ja, neergooi. Ons kyk, ons staan en toe kyk hoe hy sy eie lewe partykeer verwoes. En dan help ons enigsins. Ja, ons draai eerder om en ons voet. Anders maklik. En dan kan ons in hierdie situasie het ons 'n bril op van mense maak my seer. Ek het nie meer miskien al die behoefte om te lewe nie. En ons het een aand of een middag het ek gestaan en werk, vroukie wat saam met my gewerk het 'n telefoonoproep gekry. Ek kon hoor, dis iets groots wat verkeerd is. Toe sy klaar gepraat en toe sê sy vir my, dis so hartseer, 'n graad 9 leerling het selfmoord gepleeg, maar self van haar rok se melk opgaan in die bos gestaan. Julle, dan vra ek vir myself af. Hoe alleen moes daai jong mens gewees het? Dat sy nie eers God se teenwoordigheid by haar gevoel. Kom terugkom na die weet wat se bril kyk jy. Ek het 'n oogarts wat so oulik was om vir my toetsbrilletjie aan toetsraam te leer. Al wat gebeur is, maak nie saak ten opsigte van hierdie 3 posisies waar ons onsself kan bevind. Kom, Satan, en al wat hy doen, is hy kom plaas net elke keer vir ons 'n lensie in ons bril. Al wat hy kom. Is hy kom sit net vir ons 'n filtertjie hier in, waardeur ons kan kyk. As ek hier staan, dan kan ek nou sê, maar ek kyk deur 'n bril wat net hartseer sien. Ek kyk deur 'n bril wat na mense kyk wat net vir my gaan seermaak. Dink julle hierdie vrou gaan sommer maklik weer mense vertrou? Dink julle sy gaan hierdie ouens vertrou? Nee, for sure not. Want is hulle wat haar die seerste gemaak het. Daai ouetjies het nie 'n verskriklike groot rol gespeel. Hulle het maar net gestaan en kyk wat gebeur. Dan vra ek myself af, is dit nie miskien al erger as hierdie posisie? Want om te staan en toe kyk, hoe sê hulle die dele is maar net so goed soos die steel. Nee, so ek sien daai twee jonge dames, die hele goeie brein wat hulle knik hulle koppe saam. Daar is hy. So, dis die ding, is as ons hier staan, kon ons maar net so veel ook hier gestaan. Maar weet julle wat? Maak nie saak ten opsigte van enige van hierdie 3 posisies is daar nog 1 posisie. En ons kan hier verplaas, en die kruis is nou toe, na hier. As die skerm opgelig was, is 'n groot ou kruis daar. Wat kom hier doen Jesus in ons lewe? Sy sê, kom jou nie veroordeel. Maar wat kom doen hy? Sy kom verwyder al hierdie filters. Want Satan in ons toetsbrilletjie geplaas het waardeur ons kyk, kom verwyder. En hy gee vir ons 'n helder visie om 'n liefde na ander mense te kyk. Weet julle wat? Jy het net vir my gesê, hierdie vrou skaam, verneder, ons nog 'n klomp gevoelens wat ons hieraan kan koppel toe die fariseërs en die skrifgeleerdes waarin die tempel ingebring. Hoe dink julle het sy gevoel toe Jesus vir haar gesê het, is daar dan niemand wat jou veroordeel het nie? Ek. Sy sê, nee meneer, as ek reg die woorde kan.
dan sê jy vir hom, maar ek oordeel. Ek veroordeel jou nie. Ek wil gehoor, dink julle, as hierdie twee oukies na die tyd gevra sou geword het vir getuienis, nou wie sou jy eerder wou luister? Dit sou amazing getuienis gewees. Ek dink, dis wat die Here wou doen met hierdie ouens ook. Toe hulle die eerste keer die vraag vra, en hy gee hulle die kans om net te dink, maar wat vra julle nou? Julle kom, en hier waar julle eintlik die leermeesters is, kom vra julle 'n vraag, wat julle eintlik veronderstel is tot nie te antwoord. Maar omdat hulle deur die glase van die wet gekyk het hulle nog nie die vergifnis verstaan. Ouens, as ons hier kan uitkom, dan gaan ons selfs hierdie oudies in 'n ander lig begin sien. As ons hier kan uitkom, gaan ons hierdie oudies in 'n lig kan sien waar ons hulle kan help. Nie waar hulle meer die boelie van die skool is, maar waar ons in liefde na hulle kyk en ons kan besef, maar die Here het my geroep om miskien al te rol in hierdie oudies se lewe te speel. Gaan dit maklik wees? Dink julle dit was maklik vir hierdie vroukie om daar na die kraal te staan en beskuldig te word en alles? Dink jy so nie? Ek sit en dink toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek, Here, maar as ek miskien al in haar skoene was, het ek saam met die kraal daar uitgeslip. Want ek moet nie nog face. Dankie tog. Sy het dit gedoen. Want ek dink sy is die enigste persoon wat met 'n vry hart by daai Here uitgestaan, by daai tempel uitgestaan. Ek wil vanaand vir jou vra, waar staan jy ten opsigte van al hierdie posisies? Want jy moet in een van hulle staan. Miskien is daar gedeeltes van jou lewe wat in een plek staan, ander gedeeltes op 'n ander plek staan. Die Here nooi vir ons uit om die lense wat Satan vir ons voor ons oë gesit het, te kom af. En as ek nou kyk, dan sien ek 'n klomp profiele. Want dis die werklike beeld, as ek deur my eie oë kyk. Dis wat God wil in ons moet sien. So ek sien net 'n klomp dowwe gesigte voor. Ek sien die klere van julle hemde en julle rokke. Dis hoe Jesus wil hê ons moet die wêreld sien. Nie net as gesigte nie. Nee, ons moet die werklike beeld sien. Nie die beeld wat gefilter word deur 'n lens wat oor jare opgebou is, miskien al as gevolg van ons agtergrond, as gevolg van dit wat met ons gebeur het, as gevolg van dit wat ons dag tot dag beleef, wanneer daai lense afgehaal word, sodat ons deur die liefdeslens van Jesus Christus kyk. As ek vanaand vir jou vra, miskien kan julle my 'n paar van julle vir my antwoord gee. Sien julle na hierdie banner kyk, wat sien jy? Enige iemand anders wat 'n kans het? Wat sien jy? Man? Yes, die antwoord? Letters. Okay, wat nog? Wie wil nog? Wie sien iets anders as letters? Okay, wit en swart. Dis reg. Okay, ons sien 'n klomp goed en ons sien 'n klomp verskillende goed. Maar ek hoor, hier's 'n halwe antwoord. Wie die wit raak gesien? Ons sien almal die wit raak, maar dit maak nie 'n impakkie, want die swart is so duidelik sigbaar. Dis so in our face. Die wêreld is so in ons face, dat ons nie meer die skoongewaste liggaam van Christus sien. En dis wat ons weer moet kom maak sien. Ons moet begin fokus om nie meer die swart draad te sien nie, want dis maklik. As
hierdie ouens het alweer dit verkeerd. In plaas van om te sê, maar weet jy wat, jy is 'n kind van God, en jy het 'n fout gemaak, en ek gaan wat saam met jou staan. Dan kom ons almal daar, en ons nie meer filters voor ons glas hê, waarna ons kyk. Maar dat ons die beeld wat God vir ons gee, kan raak sien, want hy daai persoon net soos jy geskep, spesiaal, volgens sy gelykenis, met sy liefde. Staan ons in dieselfde skoene? Ja, almal van ons staan in dieselfde skoene. Kyk ons met dieselfde bril, is nie nodig nie, want ons mag die bril en die uitnodiging van Jesus staan. Kom kyk weer my glase en jy gaan iets anders sien. As ek uit my eie lewe kan getuig is, ons het 2015 besluit ek en my vrou voltyds in die bediening in te gaan. Dit het gekos. Ons moes 'n klomp brille, 'n klomp glase verwyder om hierdie ding te doen wat ons nou kan doen. En ek kan voor julle staan en ek kan vir julle vra, julle kan my amper enige vraag vra en ek gaan hom vir julle eerlik kan antwoord. En weet julle wat? Ek weet nie, hierdie brille of daai glase of dit kom vol tussen my lewe. Want as ek deur liefde kyk, dan kan ek die regte mond vir julle gee en voorstel. Dis hoe ons moet wees. Ouens, as leef ons 'n skynheilige lewe, so maklik soos dit. My vraag is, vanaand om mee op te hou, wat se wil kyk jy? Jy kan kies, die Here gee vir ons elkeen 'n vrye keuse. Dat ek vanaand vir jou sê, dis amazing. En ons maak dit prakties. Dis amazing om so te sien. As julle nou deur my oë kyk, dan dink ek baie van julle sal mens raak. Oor die prentjie wat jy gesien het. Maar weet jy wat? Is so amazing. Wat is dit? Ouens gaan leef heeltemal. Dis maklik. Ek was op skool. Ek het 'n tas vol maskers. Ek kon net so switch. Ek kon op sit wie ek wil. Ek kon maats wees met wie ek wil. Ek kon van die rykes tot die armes kon ek mee meng. Maar bestaan nie raad daai tas te speel. Die glase en hierdie folders waardeur jy kyk. Maak daai prentjie nader aan so, ek wil amper sê, die stort, dat jy niks meer sien. Die verreel jy. As jy nog nie daar uitgekom het nie, praat met jou jeugwerker, praat met jou predikant. As jy dit goed sproei in jou hart, is ook mense wat die pad saam met jou wil staan. Want het is amazing. Al kan ek nie sien nie, al sien ek net profiele, al sien ek vaarklere, is dit nog steeds amazing. Wonderlike God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons uit die woord kan kom hoor, dat ons op verskillende plekke in ons lewens kan wees. Here, maar dat ons ook dan kan hoor, dat ons nie noodwendig op die regte plek in ons lewens is. Here, ek weet, soos wat ek net nou gebid het, het 'n boodskap vir iemand in hierdie gehoor, anders sou die woord nie uitgegaan. Dat hierdie woorde maal in die harte van ons. Dat ons bietjie gaan nadink oor, maar waar staan ons werklik ten opsigte van hierdie geestelike oogdoens? Here, want is eintlik beter om net 'n profiel te sien
maar dis die werklike profiel, as wat ons alles kan sien, en dis vir ons. Daarom kom bid ek, Here, dat U elkeen van hierdie mensies wat vanaand hier sit, sy hande sal vashou, nie net nou nie, maar deur die loop van hulle lewe. Dat Here, as daar filters op daai bril is, waardeur hulle kyk, na ander mense en na hulle self, dat U dit sal verwyder. Here, maar dit kan net verwyder word, as ons by U het. By U, wat vir ons aan die kruis gesterf het, by U, wat vir ons opgestaan het, sodat ons die werklike prentjie vandag kan sien. Here, en dan wil ek bid, ek weet dis nie maklik om vandag in die dienste te staan. Ek weet die uitdagings is so baie en uit verskillende oorde, dat ons partykeer as jong mense voel, maar hoe gaan ons dit net ooit maak deur hierdie opstel? En dan kom jy en ons sê, maar my juk is sag en my las is lig. Kom maai dit by my af. Here, gee dat ons dit as jong mense sal doen, want dis al ons gaan staan in die krag. En daarom kom bid ons, en ons kom spreek die seën oor hierdie jong mense. Dat hulle hierdie, ek wil amper sê, gereedskapstuk wat hulle vanaand in hulle hande kan neem, sal huis toe vat en sal gebruik. Here, maar verder nog, laat ons ander mense sal gaan toerus daarmee. Sodat hulle lewens ook verander sal word. Sodat hulle ook die werklike wêreld sal sien. En hier waar ons nou in aanbidding ingaan met 2 liedere, voordat ons die seën uitspreek, wil ek vir u vra, maak hierdie boodskap in ons harte vas. Here, want of ek 'n omstander is wat net staan en toekyk, en of ek die ou is wat die beskuldigings maak, en of ek aan die ontvangkant is, staan ek maar eintlik in dieselfde skool. Totdat ek by U is. Totdat U gekom het en vir my gesê het, maar ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. En dan is ek vry. En ek wil amper sê, dan het die skille van my oor afgeval. En dan het ek by U uitgekom. Dan kyk ek met liefdesoog na elke ander persoon. Gee dat ons dan met liefdesoog na hulle sal kyk. En ons sê vir U dankie om hierdie voorreg te hê. Om net na mense te kyk en te besef, U het hulle geskaap. Here, en al doen hulle die verkeerde dinge, kan ons nie teruggaan en sê, maar U het 'n fout gemaak. Baie keer is dit ons wat U wil gebruik, spesifiek in daai mense lewe, dat ons hom kan doen. Here, gebruik ons dan ook op so 'n manier, dat ons hulle sal gaan aan. Ons loof en ons prys en ons eer, hierdie dinge vra ons dan in Jesus naam. Julle kan of staan, of julle kan sit, maar kom ons sing hierdie lied, is tussen jou en die Here. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. All earth shakes, all earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people
just turn your eyes, laaste keer. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. And the things of the earth, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Wanneer ons sommer so staan, wil ek die laaste vers in die woord gebruik vir die seun. Daar staan net die genade van ons Here Jesus Christus, sy liefde na hom. Ek wil dit so bietjie verander. Die genade van ons Here Jesus Christus, sy liefde van ons Here Jesus Christus, selfs in ons. Julle kan maar gesit, dan gaan ek gaan